Die gedeelte waaruit ek vanmôre gaan lees kom uit Openbaring hoofstuk 10. Maar jy gaan, as jy nou jou Bybel voor jou oop het, ongeag of dit nou die 1983 of die 2020 vertaling is, jy gaan waarskynlik 'n ander teks hier op die skerm sien. Want ek gaan vanmôre lees uit die Afrikaanse Bybel vir almal. Dit is 'n Bybel wat vertaal is vir dowe mense. Toe ek die eerste keer hoor daar's 'n Bybel vir dowe mense, het ek gedink, maar hulle kan mos lees. Hulle kan mos verstaan. Tot iemand my reghelp en sê, 'n persoon wat doofgebore is, se woordeskat is baie kleiner as horende mense. En daarom is die teks baie eenvoudiger geskryf. Daar's ook baie meer voetnotas in die Afrikaanse Bybel vir almal. Nou ek gaan vanmôre uit daardie vertaling lees. Julle gaan die vertaling hier sien. As jy dit wil volg in jou Bybel, baie welkom. Maar voordat ek daarby gaan kom, en by vanmôre se tema, die tema kan jy maar daar wys Alta. Vanmôre gaan ek bietjie met julle gesels oor om die Bybel te neem, die Bybel te eet en die Bybel te leef. En ek gaan in die teks gaan julle agterkom wat dit beteken. Ek het so tyd gelede toe doen ek huisbesoek toe ek nou nog hier in die gemeente was en ek kom by iemand en die persoon sê vir my, Dani, jy's mos nou by die Bybelgenootskap, ek soek 'n nuwe Bybel. Ek sê jy moet klaar stukken gelees. Nee, sê sy, my hond het dit vir my gedoen. Ek het gaan kuier by mense en toe ek terugkom by die huis het ek gedink daar was inbrekers, want daar het oral papier in die huis rondgelê en toe kom ek agter my hond het die Bybel op die bedkassie in die hande gekry en besluit om iets met hierdie Bybel te doen en toe die hond begin om hierdie bladsye uit te skeer. Maar sy sê die hond het nie net bladsye uitgeskeer nie, die hond het sommer sekere bladsye geëet. En sy het nogal gereken, sy het waarskynlik die godsdienstigste hond in die wêreld, want hy eet die woord. En dit, ek wil vanmôre hierby aansluit en die tema dan is, ons moenie net so hier en daar 'n happie uit die Bybel vat nie. Ons moet die Bybel eet. En wanneer 'n mens eet, dan maak jy dit deel van jou liggaam. En dit het 'n effek op jou liggaam. Dit gee vir jou krag om iets te gaan doen. En daarom is dit so belangrik dat ons die Bybel moet eet. Ons lees nou Openbaring 10 soos wat dit in die Afrikaanse Bybel vir almal is. En ek het 'n ander sterk engel gesien wat afkom uit die hemel. Daar was 'n wolk rondom hom. Daar was 'n reënboog bo aan sy kop. Sy gesig het gelyk soos die son en sy voete was soos pilare van vuur. Hy het 'n klein boekrol in sy hand gehou. Die boekrol was oop. Die engel het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. Hy het baie hard geskreeu, so hard soos 'n leeu wat brul. Toe die engel roep, het die donder weer 7 maal geraas. Toe die donder weer 7 maal geraas het, wou ek skryf wat hulle sê, maar iemand het uit die hemel vir my gesê, jy moenie vir iemand vertel wat die 7 donderslae gesê het nie, jy moenie dit neerskryf nie. Die engel wat ek gesien het, die engel wat op die see en die land gestaan het, het sy regterhand in die lug gehou. Hy het beloof en het gesê, God is sy getuie, God wat altyd lewe, God wat die hemel gemaak het en alles wat in die hemel is en ook die aarde en alles op die aarde en die see en alles in die see. Die engel het gesê, die tyd is verby. Wanneer die sewende engel sy trompet blaas, dan sal gebeur wat God voorheen besluit het. Niemand het geweet dat daardie dinge sal gebeur nie. Maar God het vir die profete wat hom dien gesê dit sal gebeur. Ek het weer gehoor iemand praat met my uit die hemel. Hy het gesê, jy moet die boekrol gaan haal. Die boekrol wat oop is en wat in die hand is van die engel wat op die see en in die land staan. Ek het na die engel gegaan en vir hom gevra om vir my die klein boekrol te gee. Die engel het vir my gesê, jy moet dit neem en jy moet dit eet. Dit sal bitter wees in jou maag, maar in jou mond sal dit so soet soos heuning wees. Ek het die klein boekrol uit die hand van die engel geneem en ek het dit geëet. Dit het so soet soos heuning gesmaak in my mond, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. Toe sê hulle vir my, jy moet weer God se boodskap bring vir die mense van al die volke
en lande en tale en vir die konings. Jy moet vir hulle sê, God sal hulle straf. Tot sover ons skriflesing vanmôre. Geliefdes, wanneer ek na gelowige mense kyk, dan wil ek aan die hand van die manier hoe hulle die Bybel gebruik, wil ek sê daar's waarskynlik basies 3 groepe mense, as ons na gelowige mense kyk. Die eerste groep wil ek die purity Christene noem. Nou, ons almal weet mos dat purity babakos is. Fyn gemaak, jy gee dit vir babietjies wat nog nie kan kou nie. Maar dink nou net 'n bietjie wat gaan gebeur as jou ma vir jou purity inpak vir skoolkos. Ek dink as jy jou kosblik oopmaak en jy sien daar's purity in, dan gaan jy nie vir jou pelle sê lekker raspberry purity nie. Jy gaan daai botteltjie wegsteek. En as jy by die huis kom, gaan jy vir jou ma sê, ma, hoekom pak jy vir my purity in? Ek het tande. Ek kan kou, gee vir my kou goed. Wanneer 'n mens die eerste keer regtig die Here Jesus leer ken, jy verstaan wat hy vir jou gedoen het, dan is jy in jou geloofslewe 'n babietjie. Geestelik is jy 'n babietjie. En Paulus praat in 1 Korintiërs 3 daarvan as hy sê, vriende, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie. Ek het met julle gepraat soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies wat vir die eerste maal van Christus gehoor het. Ek het vir julle melk gegee soos vir klein kindertjies. Ek het nie vir julle groot mens kos gegee nie, want julle kon dit nie eet nie. Julle kan dit ook nou nog nie eet nie. Julle is nog wêreldse mense, want julle is jaloers op mekaar en julle twis met mekaar. Dit wys dat julle wêreldse mense is. Julle doen wat die mense van die wêreld doen. Geliefdes, die probleem is dat baie mense tot bekering kom, geestelike babietjies is, en dan bly hulle geestelike babietjies. Hulle word geestelik nooit groter. Hulle vorder nooit verder as hulle bekering nie. En daarom dink ek nogal dat 'n mens hulle purity Christene kan noem. 'n Purity Christen is normaalweg net ingestel op sy of haar se persoonlike behoeftes. Nes babietjies. Nou weet ons almal babietjies is wonderlike goed. Totdat hulle nie meer so oulik is nie. Veral nie as hulle begin kerm nie. Of as hulle begin ruik nie. Dan gee mense hulle graag terug vir ma. Nou wil ek nie daarmee sê dat purity Christene sleg ruik nie. Maar dit is Christene wat sê, alles draai om my en my behoeftes. Purity Christene weet gewoonlik nie veel van die Bybel nie. Al wat hulle weet is dat jy hierdie boek die Bybel noem. Hy het 'n begin en 'n einde, baie keer swart. Verder weet hulle omtrent niks van die Bybel nie. En Paulus sê, daar's baie sulke Christene. Ek sê dit nie, die Bybel sê dit. Daar's baie Christene wat babietjie Christene is. En hulle bly dit. Weet jy, ek was al baie keer verstom as ek met kerkmense praat en ek kom agter dat en ek wil nie nou enige iemand laat sleg voel nie. Verstaan my asseblief mooi of intimideer nie. Maar baie van hulle weet nie eens wat die verskil tussen Job en Jona nie, behalwe dat jy hulle verskillend spel. Hulle weet verder omtrent niks van die Bybel nie. Al wat sulke gelowiges doen, as ek die beeld van die hond kan gebruik wat die Bybel opgevreet het, is om na die Bybel toe te kom en aan hom te ruik en dan van hom al weg te loop. Gelukkig bly baie Christene darm nie babietjies in die geloof nie. Hulle word groot in die manier waarop hulle die Bybel gebruik. Hulle skuif as ware na die kinderchristen groep toe. Nou dis nou so 'n bietjie hoër op in die voedselketting. Dan hou jy op om purity te eet.
En as jy by die restaurant kom, dan kan jy die kiddies menu vat en jy kan self besluit wat jy wil eet. Daar van die kinderspyskaart af. En baie keer, dan kom daar sommer nog 'n speelding saam met die eetgoed en dan noem ons dit 'n happy meal. Al is daai hamburger patty so dun soos 'n pannekoek, dan is dit nog steeds 'n happy meal. Baie Christene is nie meer babetjies in die geloof nie, maar hulle is nog soos klein kindertjies in hulle geloof. Nou, dis nie 'n probleem as 'n mens nog baie jonk is, of as jy onlangs 'n ontmoeting met die Here Jesus gehad het nie. Maar dis wel 'n probleem. As ek al vir baie jare bekering, kind van God is, en dan nog steeds 'n kindertjie Christen is. Die Hebreërbrief vertel vir ons van kinderchristene. In Hebreërs 6 lees ons van hierdie kinderchristene wat nooit verder as hulle bekering kom nie. Luister 'n bietjie wat staan daar. Laat ons nie nou in die wegspringblokke bly sit, deur vas te steek in die heel basiese ou dingetjies wat Christus vir ons geleer het nie. Kom ons praat 'n bietjie oor dinge wat vir groot mense in die geloof bedoel is. Ons het al genoeg gepraat oor dinge wat ons moet laat staan en wat op die dood uitloop, of dat ons maar net op God moet vertrou. En ek gaan ook nie weer oor die doop of die handoplegging met julle praat nie. En ek gaan nie weer 'n keer vir julle vertel dat ons uit die dood lewendig gaan word, of dat God die ongelowige mense gaan straf nie. Laat ons 'n bietjie oor die dieper dinge praat, as God wil. Kom ons bly nie by die basics, na bekering nie. Geliefdes, baie gelowiges is happy meal Christene, kinderchristene. Hulle eet van die kinderspyskaart af. Hulle wil die speelgoedjies hê wat die kerk uitdeel, die lekker goedjies. En hulle geniet die lekker goed wat by die kerk uitgedeel word of by die kerk aangebied word. Solank dit net nie moeite vra nie. Solank dit net nie harde werk vra nie. Iemand sê nou die dag vir my, hulle praat sommer nou al van die Magnificent 7. Nou ek dink dis waarskynlik meer as 7, sekerlik meer as 7. Maar so 'n handjievol mense wat altyd die staatmakers is, wat by alles betrokke is en alles reël. En die res van ons geniet dit net. Kinderchristene se houding is, dit gaan eintlik maar net oor my. Alles moet wees soos wat ek dit wil hê. Die kerk is vir kinderchristene net belangrik vir dit wat hulle by die kerk kan kry en wat lekker is by die kerk. En dan haak hulle baie keer vas, hulle lees al die Bybel, hulle weet die Bybel is meer as net 'n boek, hy het 'n begin en 'n einde, en hulle lees sekere tekste, en hulle lees gewoonlik daardie tekste wat hulle laat goed voel oor hulle self. En dit is gewoonlik die tekste waar God sy seën oor mense uitspreek. Ek sal jou seën. Mense hou daarvan. Hulle wil hoor van God se seëninge. Baie keer lees hulle die teks net nie volledig nie. Almal sê mos, daai teks van die Here sê, ek sal vir jou alles gee wat jy nodig het. Dis my so spesiaal. Maar die voorste deeltjie van daai teks sê, soek my koninkryk eerste, dan sal ek vir jou alles gee wat jy nodig het. Dis die werkdeel. Ons los dit. Ek soek net alles wat die Here vir my wil gee. Dis hoe kinderchristene dink. En 'n mens ken hulle uit aan die manier dat hulle die Bybel selfsugtig gebruik. Hulle sal hierdie mooi tekste lees en dalk net vir hulle self hou. Hulle sal dit met niemand deel nie. Geliefdes, dit is baie belangrik dat ons moet verstaan dat die Here na elkeen van ons kyk met groot liefde. Met baie liefde kyk hy na ons en hy kyk waar ons staan in ons geestelike groeiproses. Hy kyk of ons geestelike babetjies is, of ons kinderchristene is, en of ons volwasse Christene is. En volwasse Christenskap het niks te maak met ouderdom nie. God kyk na die manier waarop ons hierdie woord deel maak van ons lewe en dit elke dag leef. Dat dit 'n effek het in die manier hoe ons dink,
hoe ons praat, hoe ons dinge doen. Hy weet as ons net happies uit die Bybel vat en of ons die Bybel eet. En dit is waaroor Openbaring 10 gaan. Johannes wou so graag vir die Here iets beteken en vir ander mense vertel van wat dit beteken om in 'n lewende verhouding met God te staan. En toe verskyn hierdie reuse engel aan hom. So groot dat sy een voet op land is en die ander voet in die see is. En sy kop is so groot dat die reënboog sy kop toemaak. Iemand het gesê, dis nou 'n engel met wie jy nou nie moeilikheid soek nie. Dis 'n groot engel. En hy sien hierdie engel met 'n boekie in die hand en die engel sê vir hom, Johannes, of hy hoor hierdie stem uit die hemel, Johannes gaan vat daardie boekie en eet dit. Dis God se woord. So klompie eeue van tevore het God dieselfde woorde vir die segel gegee. 'n Profeet van die Here. Hy het vir hom gesê, jy moet die woord wat hulle gehad het in daai tyd, die wet, die profete en die wysheidsliteratuur, hy het gesê, eet dit. Dit sal soos heuning smaak. Want Esegiel, jy moet my profeet wees. Jy moet vir die mense gaan vertel wat ek wil hê hulle moet weet. Johannes moes 'n boek eet. Hoor julle dit? Nie net so 'n paar versies so vinnig lees nie. Johannes, eet dit en jou lewe sal vir altyd anders wees. En weet jy geliefdes, dit het nog nooit verander nie. Dit het nog nooit verander nie. Die Here kom vandag nog steeds na sy kerk toe, na sy mense toe, na jou en na my toe en hy sê, vat die woord, eet hom, maak hom deel van jou lewe, groei, leef hierdie woord. Want ek kan jou 'n brief gee, as jy elke dag net purity eet, gaan jy aanhou om geestelike babataal te praat. En as jy jou hele lewe lank net happy meals eet en net die tekste lees wat jou laat goed voel oor jouself en van God se seëninge, dan gaan jy altyd net na jouself en nooit eers na die voordeel van ander mense kyk of na die geestelike heil van ander mense kyk nie. Die Here kan eintlik net mense gebruik wat die woord eet. Deel maak van hulle lewe en dit leef. Daar word vertel dat in die Ou Testamentiese tyd as iemand by 'n rabbi opleiding sou begin doen, dan sou hierdie rabbi vir hierdie persoon nader nooi, sy vinger in heuning laat druk en hy het vir hom sê, eet nou hierdie heuning. En dan sou die rabbi vir hom sê, van nou af gaan jy soetkos eet wat jou gaan laat groei. Psalm 119 beskryf dit. Jy gaan nou soetkos eet. Jy gaan die woord nou inkry en dit gaan jou laat groei. Die vraag wat hierdie teks vir my gevra het en ek dink vir elkeen van ons vra is, watter rol speel die Bybel in my lewe en in jou lewe? Watter rol speel die Bybel in jou lewe? Soms kry ek die indruk dat gelowiges die woorde van die nuutste geestelike musiek baie beter ken as wat hulle Bybels ken. Is nie goed genoeg nie. As Christene nie die woord van God daagliks eet en deel maak van hulle lewe nie, gaan hulle sukkel om te onderskei tussen waarheid en halwe waarheid wat eintlik mos maar leuns is. Halwe waarhede tyd net so geestelike sousie oor, maar is eintlik 'n leuen. Geliefdes, ons moet een ding weet, alles wat 'n geestelike sousie oor het, is nie noodwendig van die Here af nie. Te veel Christene weet nie meer vandag wat die waarheid is nie. Ek dink die hele woke debat wat in die wêreld op die oomblik aan die gang is, waar mense nou self besluit wat hulle is, geslag en whatever, het iets te maak met 'n soeke na waarheid. Hulle weet nie wat waarheid is nie. Laat my sommer dink, 'n vriend vertel, nou jare gelede, sy kleinseun was seker so 2-3 jaar oud. Nou vra hy vir my, sê Jan Hendrik,
nou wat gaan jy eendag wees as jy groot is? Hy kyk sy oupa so, hy sê 'n hamster oupa. Nou met die woke debat sou hy waarskynlik 'n hamster kon wees. Hy is nou 'n pragtige jong man wat die Here dien en hy's getroud met 'n vrou wat ook baie lief is vir die Here. Geliefdes, ons moet besig raak met die woord van die Here. Met die gebed dat die Heilige Gees hierdie woord vir ons sal oopbreek, sal oopsluit, sodat as ons dit lees, dat ons sal ontdek wat die Here vir ons wil sê, uit daai mees onwaarskynlike dele van die Bybel, wat jy baie keer oorslaan en nooit lees nie. Want as jy na baie mense se Bybels kyk en jy sien in die middel is hy bruin en hier in die later deel is hy ook bruin, want die middeldeel is die Psalms en die later deel is die Nuwe Testament. Ons moet miskien die Bybel begin lees. Van die Here praat deur die Bybel, die Here werk met mense deur die Bybel. En dieselfde Here werk vandag nog in mense se lewens. Onthou 'n bietjie wat die Here Jesus gedoen het. Toe die Satan na hom toe gekom het toe hy in die woestyn was, hy het homself afgesonder in die woestyn nadat hy gedoop is. En vir 40 dae het hy nie geëet nie en toe kom die Satan na hom toe en hy sê vir hom verander hierdie klippe in brode. Het Jesus geantwoord, nee, ek het kos. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En toe die duiwel hom op die hoogste punt van die tempel laat staan en vir hom sê, as u die seun van God is, spring hier af, want daar staan geskrywe, die engele sal jou op die hande dra, het Jesus geantwoord, maar daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Die Here Jesus kon onderskei tussen waarheid en halwe waarheid of wat leuen is, omdat die waarheid in hom was, omdat hy self die waarheid is. Toe die Here Jesus in Johannes 6 vir Petrus vra, Petrus, wil jy my nie ook maar verlaat nie? Het Petrus geantwoord, Here, waarheen sal ek gaan? U het woorde wat lewe gee. Ek het die woord geëet en ek lewe. Petrus was 'n woordeter. Toe Paulus die wêreld vir Jesus moes gaan verander, het hy net een wapen gehad, die Bybel. Hy noem dit in Efesiërs 6 die swaard van die Gees. Hy het dit geëet. En hy kon dit gebruik om verkeerde opvattings oor die Here reg te stel en om mense te leer van God en van sy koninkryk. Toe Martin Luther in die 16de eeu geroep is om die wêreld te verander, het hy een belangrike ding gedoen. Hy het die Bybel wat vir 1000 jaar in Latyn was, in Duits vertaal. En vir die eerste keer in 1000 jaar kon Duitssprekende mense die Bybel in hulle eie taal lees. Want hy kon dit nie vat dat mense nie die woord van God het om te eet nie. Hy kon dit nie vat dat mense langer in geestelike doeke moet rondloop omdat hulle die woord nie kan eet nie. Hy kon dit nie vat dat gelowiges kinderkos eet en die Bybel net ken op grond van wat die priesters vir hulle sê in die Bybel geskrywe is nie. En toe gee hy vir hulle vaste kos. Is nou al meer as 500 jaar later. En ek wil vir julle sê, ek sien te min Christene wat die Bybel in hulle eie taal het, wat nie die Bybel lees nie, wat nie passievol is oor die woord van die Here nie. Dit lyk amper of baie Christene tevrede is om die Bybel net op hoorsê te leer ken. Want al lees ek ook elke dag 'n baie mooi dagstukkie, maar ek is nie met die woord van die Here besig nie, dan is ek besig met dit wat iemand anderster by die Here gehoor het. En nie wat die Here vir my wil sê nie. En ek wil nie dagstukboekies afmaak as nie belangrik nie. Ek dink dit help mense regtig met stilte tyd. Maar weet jy, as ons die Bybel in die proses een kant toe skuif en by hierdie boekie vashaak, is ons nie met die woord van God besig nie.
Die engel het gesê, vat hierdie boek, eet dit en lewe. Dis nie maklik nie. In die begin is dit dalk moeilik. Dis om groot mens dinge te doen, groot mens kos te eet. Want jy word nie meer met 'n lepeltjie gevoer nie. Nou moet jy self jou mes in 'n vurk vat. En jy moet self werk en gaan delf in die woord. Geliefdes, wat ek nou wil sê, en ek dink nie wat ek gesê het sover is nie belangrik nie, maar hoor asseblief baie, baie mooi wat ek nou gaan sê. Ons moenie die woord eet om geestelik vet en versadig te word nie. Ons moet die woord eet om dit te gaan uitdeel. Te gaan uitleef. Ek het net nou toe ons by die geloofsbelijdenis was gesê, Franciscus van Assisi se woorde, 'n kind van die Here met 24/7 getuig, as dit nodig is gebruik woorde. Ons lewens moet 'n getuienis wees. Die rede waarom Johannes die woord moes eet, is omdat hy dit wat hy by God ontvang het, weer moes gaan uitdeel aan ander. Luister 'n bietjie weer wat die engel vir Johannes sê, nadat hy klaar geëet en moeite gedoen het. Johannes, nou is jy reg. Nou kan jy gaan preek. Gaan vertel nou vir die mense, vir die konings en nasies, wat God van hulle vra. Eet die woord, klaar geëet het. Nou is jy reg. Die Engelse bedoeling was nie om 'n paar versies te lees nie. Maak die Bybel deel van jou lewe. As jy vanmôre die stand van jou geestelike lewe wil bepaal, of jy 'n baba Christen is, of 'n kinderchristen, of 'n volwasse Christen, is dit eintlik maklik. Want dit word in 'n sekere sin gemeet aan die rol wat die Bybel in jou lewe speel. Die belangrikste is nie om te sê ek het 30, 40 jaar gelede tot bekering gekom nie. Want jy kan vir 30, 40 jaar 'n purity Christen wees, as jy nie erns maak met die Bybel nie. Jy kan vir 30, 40 jaar 'n kinderchristen wees en van kiddies menu af eet, as jy net enkele versies uit die Bybel lees, en hulle oor en oor lees. Of jy kan binne maande 'n geestelike reus wees. As jy die woord eet, en jy sal ervaar hoe dit jou lewe verander. En jy gaan 'n visser van mense word. Jy gaan begin getuig. En ek wil vanmôre vir jou sê, en ek wil amper sê hierdie is 'n geld terug waarborg. As jy vandag sou besluit om die woord te begin eet, dan gaan die Here met jou en deur jou dinge begin doen en mense se lewens bereik waaroor jy nog nie eers gedroom het nie. Jy sal verras wees. God is getrou. Hy het nie verander van Johannes se tyd af nie. Dis hy wat sy kerk oproep om in 'n wêreld uit te gaan. Die vraag is net, is ons bereid